deel van jou te maak. Dis soos brood, jy hap het nie net ook en jy sluk het in, jy moet dit kou en dit moet verteer en in die maag ook, daar word gewerskaf met daai brood, sodat jy die voeding daaruit kan put. En dit is ook die woord van die Here, ons moet nie net ontvang hier op 'n Sondag, net hier sit en net hoor nie. Dus jy moet eintlik gaan en jy moet weer gaan mediteer op die woord, weer deur die skrifte gaan, weer dalk na die opname luister, en dan moet ons ook daders word van die woord. Amen. Laat ek net sien vanmôre, wie is honger vir die Here? Meer van die Here. En as ek sê meer van die Here, hy is 'n onuitputbare bron. Ons sal nooit, maar nooit, ek dink nie eers in ewigheid sal ons die volheid van hom besef verstaan. Of hy is te groot. Amen. Ek wil vir jou vat na Eksodus 40 toe. As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy saam met my blaai Eksodus 40, laaste hoofstuk van Eksodus, tweede boek in die Bybel, vir die wat dalk gewonder het en die agter begin soek het. Ons sê nou die aand, dit was by die Dream Team vergadering, dat ons weet baie keer nie eens meer waar is die boeke van die Bybel, wat om te sê van skrifte onthou en memoriseer. So, maar as jy sukkel vanmôre, Eksodus, tweede boek in die Bybel, en dis die laaste hoofstuk, Eksodus 40 vanaf vers 34 tot en met 38. En dit sê, toe het die volk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. Sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek. Maar as die wolk, vers 37, nie opgetrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel en vuur was snags daarin. Voor die oë van die Here huis van Israel op al hulle togte. Onthou Moses het gesê, Here, as U nie saam met ons trek nie, as U nie saam met ons gaan nie, moenie dat ons van hier af optrek. Moenie dat ons beweeg van hier af nie. En dit is eintlik veronderstel om my en jou gebed te wees in ons lewe, Here, dat as U Gees en as U teenwoordigheid nie saam met my gaan nie, laat my net hier bly. Amen. Partykeer maak ons ons eie besluite en ons trek sonder die Here, en die Here het nie gesê, en dan 'n maand later dan vra, waar is die Here nou? En as ek te sê, die Here is nog nie daar by jou nie, want ons weet die Here is 'n alomteenwoordige God. En vanmôre wil ek met jou praat oor die teenwoordigheid van God, en daar's 3 aspekte van God se teenwoordigheid. Die eerste aspek is dat hy is 'n alomteenwoordige God, sê die woord van die Here vir ons. Daar's nêrens waar ons kan wees of vlug om weg te kom van hom af nie. Selfs die wat nie in die Here glo nie, is in sy teenwoordigheid, want hy is alomteenwoordig. Die tweede aspek is dat daar's God se inwonende teenwoordigheid. Dis indwelling presence. En dit is wanneer die Heilige Gees in ons kom woon. Jesus kom woon in ons deur die Heilige Gees wanneer jy 'n gelowige word. En dan die derde aspek is die manifestasie van God se teenwoordigheid. Dis manifested presence. God se alomteenwoordigheid is omnipresence. Skryf Dawid Psalm 139 vers 7 tot 8. Waar sou ek heen gaan van U Gees? En waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. Maak ek die dode uit my bed? Kyk, U is ook daar. As nêrens waar ek en jy kan vlug om van die Here weg te kom nie. Hy is oor ons. Sy inwonende teenwoordigheid, Johannes 14 vers 16 en 17 sê Jesus, hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Hy word nie weggevat nie. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom,
dat hy by julle bly en in julle sal wees. Efesiërs 1 vers 13 sê, en nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en dit geglo het, is julle verseël met die Heilige Gees van die belofte. Jesus maak woning in ons, die oomblik wat jy jou hart vir hom gegee het, die oomblik wat jy, nog voordat jy, ons praat nie van die doping met die Heilige Gees, ek praat nou van Jesus woon in jou, deur die Heilige Gees, die oomblik volgens Efesiërs 1 vers 13, wat jy gehoor het en geglo het. En dan is daar al die manifestasie van God se teenwoordigheid waaroor ons vanmôre gaan gesels. 2 Kronieke 5 vers 13 en 14 sê, en toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente en met loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, is die huis van die Here vervul met 'n wolk. Halleluja. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. En my gebed is dat die Here hierdie huis sal vul met sy heerlikheid en met sy krag en alles wat hy is, elke keer wanneer ons by mekaar kom. Halleluja. Amen. Hy is hier teenwoordig, en op grond van sy woord, waar 2 of 3 in sy naam vergader, hier is hy. Hy is hier vanmôre. Hy is alomteenwoordig, maar is 'n ander aspek van sy teenwoordigheid, en dit is wanneer hy homself kom openbaar, op maniere wat ek en jy nie ken. God wil sy woning by ons maak. Hy sê in Eksodus 25 vers 8, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. En hy sê nie, maak vir my 'n heiligdom sodat ek in die heiligdom kan woon nie. Hy sê, maak vir my 'n heiligdom sodat ek onder die mense, my volk, kan woon. Hierdie woning, ons sien dat hy wil onder sy mense wees, want hy is lief. As jy lief is vir iemand, dan wil jy mos by hulle wees. Amen. Jy wil in hulle teenwoordigheid wees, jy wil met hulle gesels, jy wil gemeenskap hê, en ons sien dat die Here wat ons dien, die Here van hierdie woord, wil gemeenskap hê met die mens, hy wil onder ons woon, hy wil by ons wees. Reeds van die tuin van Getsemane, Eden af sien ons dat Adam en Eva wandel met die Here. Hulle is in sy teenwoordigheid. Ons sien dit in die tabernakel, ons sien dit in die tempel ook. En ons sien ook dat die woord sê, en die woord het vlees geword, dit is Jesus Christus, en hy het onder ons kom woon. En dan sien ons die Heilige Gees vul ons as mens, wat is? Die tempel van die Heilige Gees, en hy maak sy woning in ons. Jesus maak woning in ons deur sy Heilige Gees. Er is ook 'n toekomshoop wat ons het. Openbaring 21 vers 3 sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees, as hulle God. Amen. En ek sien uit na daardie dag, wanneer die Here klaar is met die vyand, hy het hom vir ewig verslaan, al die ewel, al die sonde, alles is weg. En hy is op die troon, hy is nou op die troon. Die woord sê, hy sal by ons wees. Die woordjie tabernakel beteken ook, as jy kan dit in 'n werkwoord gebruik, it means to dwell. Hy tabernakel by ons. Hy het onder ons kom woon. Hy maak woning by ons. Maar wanneer die Bybel sê dat God aan ons woon, beteken dit nie dat God fisies in 'n gebou vasgevang word. En dis nou waar ons hom toesluit nie. Baie mense dink hulle kan 'n God so iewers toesluit. Maar dis gode wat nie kan praat nie, wat nie kan loop nie, wat nie kan hoor nie, wat nie kan sien nie. Hulle sluit hulle toe want hulle is baie keer bang, hulle kry skade of hulle word gesteel, wat ook al. Maar jy kan nie die God van ons, van Abraham, Isak en Jakob, die God van die woord, kan jy nie steel nie. Jy kan hom nie wegdra nie. Jy kan hom nie in jou sak sit nie. Jy kan hom nie manipuleer vanmôre nie.
sy teenwoordigheid, of wanneer hy ons by ons kom woon, beteken dit is sy gemeenskap, sy teenwoordigheid, sy heerskappy, en dat hy verhouding wil hê met sy volk. Hy wil teenwoordig wees. Hy wil by ons wees, hy wil verhouding met jou hê. Sy heerskappy is wanneer hy heers. Dis sy koninkryk. En waar sy koninkryk is, daar is orde. Nadat hulle die tabernakel gebou het, het die Here ook vir hulle gesê, watter stam moet waar opslaan. Hulle het nie net gestaan waar hulle wil nie. Hy het gesê, en hierdie stam sal hier opslaan, en hierdie stam, julle sal daar opslaan, en hierdie stam, julle sal daar opslaan. Lewiete, julle kry nie land nie, maar julle kry dit en dit en dit. Daar was orde gewees, en hy is steeds 'n God van orde. En ons sien dit, in Genesis 1, lees ons dat die aarde was woes en leeg. Konteks is, daar was nie orde nie. Maar toe Jesus kom, die Here kom, en die woord kom, en hy sê, laat daar lig wees, kom daar orde. Net so wanneer Jesus in ons lewe inkom, en daar nie orde is, die bring hy orde. Wanneer hy onder ons woon, dan sien ons ook sy heiligheid. Want hy is 'n heilige God, en hy sê, wees heilig, want ek is heilig. En hy wou dit demonstreer in die Ou Testament deur te sê, weet jy wat, dit is so heilig dat jy nie eers aan die verbondark kon raak nie. En net die hoofpriester kon 1 keer 'n jaar ingaan in die allerheiligste. Dit is wat ons weet dit het verander in die Nuwe Testament deur Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis, maar die Here wou iets deurbring en sê, ek is heilig. Dit moet julle sien, dit moet julle weet. Wanneer julle die tabernakel sien, wanneer julle die verbondark sien vooruitgaan, dan moet julle weet ek is 'n heilige God. Wanneer hy onder ons kom woon, dan sorg hy ook vir ons en hy lei ons op sy pad. En hy kyk na ons soos wat hy ook na Israel gekyk het in die woestyn. Al het hulle gekla, al het hulle gemurmureer, hy het vir hulle kwartels gestuur. Hy het vir hulle manna gegee, bread of angels. Hy het na hulle gekyk. Manifestasie van God se teenwoordigheid is wanneer God homself, sy heerlikheid en sy karakter, sy krag of wil op 'n besonderse manier en waarneembare manier openbaar. Sodat mense hom beter kan eer en ook gehoorsaam. Die Here is hier vanmôre, hy is alomteenwoordig, ons kan nie van hom wegvlug nie. Maar baie keer sit mense in 'n diens en hulle, soos wat hulle ingekom het, so stap hulle ook uit. En jy is dalk 'n gelowige, jy die Here ontvang, hy woon in jou hart deur die Heilige Gees. Daar is 'n ander aspek van God se teenwoordigheid en dit is wanneer hy sy heerlikheid en sy krag kom manifesteer. En dit is wanneer die dinge wat in die bonatuurlike is na die natuurlike toe kom. Dit is wanneer dit wat ons nie kan sien wat in die bonatuurlike gebeur nie, kan ons ewe skielik sien. Dit is soos toe die Here die profeet se oë oopgemaak het en skielik sien hy die weermag van God. En hy besef ek is nie alleen nie. Dit is die realiteit van wat in die gees aangaan, maar skielik manifesteer dit en ek kan dit met my fisiese oë sien. En jy al die Here se teenwoordigheid so beleef, op so 'n manier. Jy weet hy's daar, jy weet hy's alomteenwoordig. Maar daar was daai dag, daai tyd, daai oomblik in jou lewe wat jy net kon sê, hy is hier. Ek weet hy's hier want hy's alomteenwoordig, maar hy is nou hier. Die woord Shekinah, heerlikheid, Shekinah glory. Ons het nou nie vanmôre die lied gesing nie, maar ons het al gesing Shekinah glory come, Shekinah glory come. Shekinah heerlikheid is 'n term wat baie Christene en Jode gebruik. Dit is nie 'n term wat noodwendig in die Bybel voorkom nie. Dit het later gekom om hierdie manifesterende heerlikheid van God te beskryf. Dit is egter belangrik om te weet
En dit is hoe die Here hom ook wil aan ons openbaar. Later stadium met die Jode en die kinders van die Here, of die Christene, maar hierdie Hebreëse woord ook aangeleer. Shekana kom van die woord shakan af, is 'n werkwoord, en dit beteken om te woon. Of om sy woonplek te maak. En die Here wil sy woonplek by ons maak, en daarom sing ons liedjies soos, kom Here kom, come Lord Jesus come. Hy is hier, met hy sê, maar tog Here is nou hier, hy is nou alom teenwoordig, so hoekom sing ons kom as hy klaar hier is? Because we want the manifested presence of God. In sy teenwoordigheid, in daai teenwoordigheid gebeur dinge anders. In daardie teenwoordigheid kan die musiek ophou speel, in daardie teenwoordigheid kan die prediker ophou preek. Hoef niemand aan mekaar te raak nie, hoef vir mekaar te bid nie, want God beweeg self. Dis in daardie teenwoordigheid wat mense stoele uit mekaar uitstamp en stoot en sommer boer klim om voor te kom en te bely. I am a sinner. Is in daardie teenwoordigheid wat mense sigarette om op die verhoog neerpak en sê Here, ek is klaar, ek wil nie meer hiermee aangaan nie. Dis in daardie teenwoordigheid wat mense bonatuurlik net genesings ontvang en niemand het nog vir hulle gebid. Halleluja. Dis in daardie teenwoordigheid wat selfs die demone begin manifesteer. Because everything that is not from God will be exposed in His presence. And it must either bow its knee or flee. Amen? En dis die teenwoordigheid van die Here wat ek soek. Ja, die Here is alomteenwoordig. Ja, die Here woon in my want ek is sy kind. En ja, ek kan nie op elke goosebump en elke gevoel en elke emosie staat maak nie. Soms moet ek net staat maak op die belofte dat hy gesê het ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Maar als tye wil ek net sê, Here, ek het nodig dat U self aan my kom bekendstel. That you will manifest yourself to us. Ek kan preek Sondag in en Sondag uit en niks verander in mense se lewe. Môre by al die mense met dieselfde probleem waaroor die pastoor gister gepraat het. But when His manifested presence come, things change in your life even before the word goes out. Jy sien hom vir wie hy is. Dinge wat verander wanneer God homself openbaar, sonde word ontbloot. En ons sien dit in die woord. Jesaja, baie van die profete, baie van die wat Jesus gesien het, of wat die Gees van God gesien het, wat God gesien het op die troon. Wat doen hulle? Hulle val op hulle aangesig neer en sê, wee my, ek is 'n man van onrein lippe en onrein hart. 'n Profeet van die Here sê, hoe wee my. Maar vandag loop mense so. Ek is die profeet, jy moet weet. Ek sien profeet op hulle aangesig in die woord van die Here. Ek sien profeet in die woord wat bewe voor die Here. Nie wat die Here kom voorskryf nie, maar wat nederig is voor hom. Iemand van ons is sonder sonde en in die oomblik wat jy in sy teenwoordigheid is, dan word jy net weer besef, dan besef jy net weer, ek is feilbaar. Jesaja sê, Lord, I am a man of unclean lips. Dinge verander in God se teenwoordigheid is, mense begin hulle fokus skuif van hulle self en van dit wat rondom hulle aangaan en die mense, en ag jene weer, die pastoor sing nou alweer hierdie liedjie vir die 100ste keer hierdie jaar, of is dit nou weer 'n nuwe liedjie, ag is dit nou weer 'n Engelse liedjie, is dit alweer hierdie woord, is dit alweer hierdie vers, ag jene, party mense sal sê die pastoor het nou hierdie hemd ook al die derde keer die maand aangehaal of wat ook al. You shift your focus from human being to God. En jy sê, Here, ek ken hierdie liedjie, maar dank die Here die woorde is daar. Of Here, ek gee nie eens om of dit daar is nie, ek sing uit my hart 'n lied aan die Here. Nou, as jy sing unto God a new song. Means to sing something from the heart, something from the relationship. Jou fokus begin skuif en jy begin aanbid, net soos hierdie mense wat in God se teenwoordigheid was. Hulle val op hulle aangesig neer en hulle begin aanbid. Die engele staan om die troon van die Here en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. En wie is ons om te dink? Ons behoort hom nie te aanbid nie. Die aanbidding wil ek amper sê, is die belangrikste deel van ons dienste, because it's not about you. We do not sing about you. We do not sing for you.
We sing for the King of Kings. En dan lyk party mense so verveeld soos môre heel dag. Dis okay as jy verveeld is nou in die woord. Dis okay as my stem jou irriteer. Dis okay as ek dalk nie praat wat jy wil hoor nie. Maar as ons die Here loof en prys, then it's about Him. Then you need to bow. You need to give your best. Amen. You need to give your all. En sy teenwoordigheid verander mense. En ons sien dit reg deur die woord, ons sien dit ook in Jesus se tyd, wanneer hy by mense kom met 'n ou sondaar, soos Saggeus. En hy sê, Saggeus, kom maar van vandag. En toe hy dan hom sit aan die tafel in sy huis, begin Saggeus verander, dat hy selfs begin uitdeel en gee. Daar's 'n vrug. Baie mense kom na die Here toe, dis in die teenwoordigheid van die Here, but I do not see any fruit. The only fruit I see sometimes is fruit. Bad fruit. But God wants good fruit. Spirit fruit. Something that will look different than the world. Mense verander. In sy teenwoordigheid begin hulle vryheid ontvang en genesing selfs. Mense wat vir jare lank gebind voel daar's kettinge en boeie aan hulle, voel hulle is in 'n geestelike dronk. En sy teenwoordigheid, one moment in the presence, can change everything. Ek het dit al gesien, ek het dit al beleef, hoe die Here mense vrymaak van selfs iets soos depressie. In 'n oomblik. En dat ons vir jare al gebid, die dokters het probeer, die sielkundiges probeer, die antidepressante het probeer, but one moment, in His manifested presence, breaks the yoke of depression. And then someone is set free, word vrygemaak, ontvang genesing, kankers het al uitgeval, krepeles het geloop, blindes het gesien. Dit is wat ons wil sien, Here. En ons kan nie dit sonder U nie. En sy teenwoordigheid het gesê, manifesteer selfs die duiwels. Jesus sit sy voet op die land, klim uit die skytjie, en die demoniese besete man kom na hom toe en sê, wat het U nou te doen met ons? Hoekom is U hier? Dink jy is die demone meer bewus van God se teenwoordigheid as wat sy eie kinders is? The moment God steps into a place, they start to tremble. Because He's holy. They know He's God. He speaks a word, and it is. He's the great I am. En ons vrees hierdie demone, terwyl ons God moet vrees. Hy spreek 'n woord. Ek wil jou aanmoedig vanmôre om die aangesig van die Here en hierdie teenwoordigheid te soek. Ons het hierdie liedjie gesing vanmôre. Ons ken die storie, Moses stood on the mountain, waiting for you to pass by. En al wat Moses nou sê, Here, wys my U heerlikheid. Show me your face, Lord. En die Here sê, dat sy woord dat hy het vir Moses gesê, jy kan nie my aangesig sien nie, want jy sal sekerlik sterwe. En hy het hom in die rots geberg en hy het verby gegaan en hy kon die agterkant daarom sien. Psalm 27 vers 8. Dawid skryf en sê van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie van my nie. Want jy sien die aangesig van die Here, when we seek the face of God, it doesn't mean His physical form, the physical face. It means His presence. It means to be close to Him. Om hom as persoon te ken. So Eksodus 33 vers 18, dis waar jy kan vind, laat my tog die heerlikheid sien. En vers 20 sê die Here, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Maar die konteks hiervan is dat God, 'n sondige mens kan nie die volheid van God beleef nie. Ons kan nie in sy teenwoordigheid wees nie.
sondige mens kan die volle openbaring van God en sy heiligheid oorleef nie. So beskerm God vir Moses, hy plaas hom in die skeer van die rots, hy bedek hom en hy laat Moses slegs sy agterkant sien. 'n Beeldspraak wat aandui dat Moses slegs 'n beperkte openbaring van God sien. Show me your face, Lord, show me your face, then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and your grace. I will make it to the end if I could just see your face. Ons het 'n openbaring nodig van wie hy is, om dit te maak in hierdie lewe, kind van God. En reg deur die woord van die Here sê hy, seek his face. Die Here het self gesê, 2 Kronieke 7 vers 14, en as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer, en hulle verkeerde weet, dan sal ek in die hemel hoor, hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Lord, we need healing in this land. I need healing in my body. I need healing in my home, in my house, in my ministry. Waar kan dit maar wees vanmôre? Ek het nie nodig, Here, vanmôre. En ons kan vanmôre sy aangesig soek. Want Jesus sê, hy is die beeld. As jy hom gesien het, het jy die Vader gesien. En Paulus skryf, ons kyk nie meer, we do not see with veiled face, but with unveiled faces. Moses moes sy aangesig bedek, net van 'n bietjie teenwoordigheid. But now, when the priest can only go into the presence of God one time a year, we can enter with boldness every single moment of the day because of the cross. I want to see. Ek weet ek sal nooit die volheid van hom kan sien en beleef en leef nie. Because I'm a sinner. I'm a man of unclean lips. But if I need to be in his presence to change, then I want it. Oh yes, amen. Geen prediker, geen mens op hierdie aarde kan doen wat die Here kan doen nie. Ja. I would rather resign or sit back and let him move, because when he moves, he moves. So hoe kan ons in die teenwoordigheid van die Here kom? Nou as baie maniere as ons na die woord van die Here kyk, maar eerstens wil ek vir jou sê vanmôre, Levitikus 10 vers 3. Ek wil hom in hierdie vertaling lees, want dit sê dit net. Hy sê, wat dit sê? By those who come near to me, I must be regarded as holy. And before all the people, I must be glorified. As ek in God se teenwoordigheid wil ingaan, moet ek weet hy's heilig. Hy's God. He's not my bro. He's God. He breathes and watered the pot. Speaks and it's thunder and lightning. His eyes are like flames of fire. His voice are like the many waters. He's the great I am. He's the King of glory. He's the King of kings. The King of the ages. Rock of ages. He's the Savior of the world. Why? Want net hy alleen kom die prys betaal. Therefore he's worthy. So if you want to come near, you must regard him as holy, and you must glorify his name. Jeremia 29 vers 13 en 14. Hy sê, you will seek me,
When you search for me with all your heart. Nie 'n halwe hart nie, maar alles. Jy soek nie die Here bietjie en 'n bietjie van die wêreld en 'n bietjie van mense se blessing. Ek soek God met alles in my. It means there are nothing left for the world. Amen. Nothing left for the world. He's my one and only. The lover of my soul. I will seek you. And the promise is you will find me when you search me with all your heart. I will be found by you, says the Lord. Dan sê Jakobus 4 vers 8 tot 10, hy sê, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinner. Purify your heart, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. This is not Old Testament, it's New. Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Sy teenwoordigheid verander alles. 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 En ons kan nie praat van herstel en restaurasie. En Here kom bou U kerk as ons nie begin, Here, by vul ons met U teenwoordigheid. Dit help veel as ons 'n goeie worship team het. Dit help veel as ons 'n fancy gebou het. Dit help veel om sagte stoele te hê. Dit help veel om 'n goeie prediker te wees. En ek sê nie ek's 'n goeie prediker. I'm everything but. Dit help veel om alles te hê. But if we do not have the manifested presence of God, we have nothing. It means then we are poor. So die uitnodiging vanmôre is, Hosea 10 vers 12. Braak vir julle 'n braakland. Break up the unplowed ground. Ons harte word hard. Partykeer is ons so lank al op die pad, ons dien die Here al so lank, dat jy so in 'n groef is. Dat as die Here beweeg in jou lewe, kom jy nie eens meer agter nie, want jy verwag, soos wat hy een keer beweeg het, so moet hy altyd beweeg. It doesn't work like that. He's God and He moves like He wants to. He moves when He wants to. How He wants to. Miskien deur al jou ongehoorsaamheid, elke keer wat jy jou oor weggedraai van die stem van die Here af, en jou hart verhard, en vanmôre is die uitnodiging, breek daai grond los. And the word of God is like a hammer. Jy breek dit los met hierdie woord van die Here. Mag hierdie woord wat uitgaan ook vanmôre, jou harde hart, die grond van jou hart, losbreek, en omploeg, en omdop, braak vir julle braakland, want dit is tyd om die Here te soek. Totdat hy kom, en geregtigheid oor julle laat reën. Seek Him until He comes. Until it rains. Seek Him until it rains. Soek Hom tot die genesing kom. Soek Hom tot die deurbraak kom. Soek Hom tot die oorwinning kom. Moenie ophou nie. En hierdie herbou van kerk en ons gemeente kan ons eintlik maar net hier begin en net hier stop. Presence of God. En eintlik moet ons vanmôre vir mekaar sê, my boetie en my sussie, ons gaan nie verder nie. Nie nog 'n lied nie, nie nog 'n woord nie, nog niks tot die Here nie kom nie. We will seek Him until He comes and make it rain. En mag ons mekaar accountable hou. As iemand weer kom en kla oor die of daai, dan vra jy, bid jy nog, soek jy nog, vertrou jy nog? Want as jy dit nog nie sien dit reën nie, dan is dit een van twee goed, of jy soek nie, dit is met jou hele hart,
toets het nog en is nog nie tyd nie. He's testing you to see if you are truly hunger, if you truly thirst after Him. Jy sien, wat baie mense kan gou vir jou sê, ag, ek is lief vir jou, my boetie. Ag, ek is lief vir jou, my sussie. Ag, ek like jou baie. Ag, ons ken hierdie een. Ek bid vir jou. Wie daai al gedoen? Ek is skuldig daaraan. Ek bid vir jou en dan vergeet jy. Jy gaan nou met jou lewe. God soek nie net lippediens nie. He knows what is in your heart, but He's waiting and He's testing so that you will see what's in your heart. Ek wil die Here nie, ek soek die Here. Show me your face, Lord, ons sing al hierdie goed. Regtig? Of is dit lewe woorde, is lippediens? Daar's krag in gebed. Daar's krag in om die Here te soek. 'n kind van God, jy hoef nie sleg te voel nie, jy moet hom soek, jy mag hom soek. Ek weet nie hoe jy sal lewe sonder sy aangesig nie. Oh my kind. So seek Him. And the promise is you will find Him if you seek Him with all your heart. So braak vele praat lang, dit is tyd om die Here te soek. En as jy die Here saam met my wil soek, en net al waar jy sit, sluit net jou oë. Ondersoek net jou hart vanmôre en vra, Here, is ek honger genoeg? Is ek desperaat genoeg? Is ek dors genoeg? Satan, jy het verloor. Lankal. Dis 2000 jaar terug. Het Jesus die oorwinning aan die kruis. Hy het gesê, it is finished. Ek wil bid, Here, vir elke man en elke vrou in hierdie plek vanmôre. Elkeen wat na hierdie boodskap sal luister hierna. En ek vra, Here, vanmôre, ons bely eerstens. Ons vra vergewe ons, Here, dat ons in ons lewe net aangaan met ons eie dinge, dat ons nie U soek soos wat U behoort gesoek te word nie. Vergewe ons, Here, dat ons harte verdeeld het en nie 100% op U gerig is nie. Vergewe ons, Here. Lord, I pray that we will return to the altar. That we will place ourselves on it and die so that You can live through us. Johannes sê ek moet minder word en hy moet meer word. But Lord, we cannot do it without You, so we pray and we invite You, come Holy Spirit. Come and manifest Yourself to us, Lord. Here, mag het hier wees, mag het wees wanneer ons in die kar ry, mag het wees wanneer ons slaap, mag het wees wanneer ons in ons eie stilte tyd, in ons eie binnekamer tyd saam met U spandeer. Dat ek Jy ontmoet ons, Here. Waar kan ons gaan, waar kan ons beweeg? En ek weet Nie wil vanmôre. Maak in elkeen 'n vuur wakker, maak in elkeen 'n honger wakker, maak in elkeen van ons 'n dors wakker, 'n desperaatheid. Here, dat ons ook sal sê, soos wat Jakob gesê het, I will not leave You until You bless me. Dit is nie net hier wat ons die Here soek nie, is elke dag.